Dankie, julle. Het die skool alweer begin? O. Ek is nie in beheer nie. Al die ma's is soos Ja, dankie. So sonnaarskool? Gaan Koenie? Julle kan so lank gaan. Koenie gaan saam met julle vanoggend gaan? Ek hou nie van die feit hoe vinnig hulle gaan nie. Hè? Dis soos yes. Genade. Dis voel ek nou so belangrik. Ai, tog. Is jy reg vir die woord? Kyk gou vir jou gesig en sê vir jou gesig ek is reg. Nou het julle almal gejok, nie van julle kan vir jou gesig kykie. Net in die spieël. Nou kyk vir jou langs jou gesig en sê ek is reg vir die woord. As jou man langs jou sit, kyk maar diep in sy oë en sê vir hom ek's lief vir jou ook. Ja, hierdie ding, sit hom net af. Dis my vrou, ek waak in die oog uit. Lief vir jou. O. So vanoggend gesels ek met jou oor wat is vol dan? En ek sien hierdie grapie die week toe ek hierdie titel uitdink, toe dink myself genade. Dis nogal snaaks want deesdae sê hulle kan ek R50 se diesel kry, dan mag jy net ry en dan moet jy ry. Ek het ook grappies. Loof hom. Almal van julle wat diesel ry, sit gou jou hand op jou hart. Here, ek bid dat U ons sal voorberei vir hierdie. Maar ek is volgens so bewus van die feit dat deur die skrif, reg deur die skrif word die Heilige Gees altyd met water vergelyk. En ek wonder by myself, as ons regtig besef, wat is daardie vergelyking, of ons wel die krag van dit wat gesê word kan verstaan. Want het jy al agtergekom, dat in Hooglied begin hy deur te sê, dat groot waters kan die vuur van liefde nie blus nie. Hy gaan verder aan en sê baie ander romantiese dinge. Maar hy sê dat groot waters kan die vuur van liefde nie blus nie, wat vir my bietjie so teenstrydig is, want as ons die Heilige Gees sien, dan verteenwoordig dit ook liefde. En ek besef dat as ons gaan kyk na die krag van water, en ons kyk wat, onthou julle 'n paar jaar terug in Durban, daar het niks in die pad van daardie water gestaan nie. Soos niks. Tot Fortuners het gedryf. Nee? So jy weet as 'n Toyota dryf, dan moet jy weet, die pap's nou dik nou. Waar is die Toyota manne? Dis wel jou plek om amen te sê, spesiaal vir julle. Waar is die Ford? Hy het op sy dak gedryf, maar hy het ook gedryf. Waar is die Uno's? Hulle het gestaan, papie, daai goed was nêrens hier nie. Hy het gestaan. Maar ek is volgens so bewus van die feit dat daar soveel krag in water. En storms het 'n verwoestende krag. Storms, wat dit baie reën en ons baie water, dan het dit 'n verwoestende krag. En tog voel ek as die water op is en die munisipaliteit het besluit daar's 'n probleem, dan moun almal op 'n WhatsApp groep. Want hulle het nie water nie. Kom nou jy wat nie gemou het nie. Waar is jy wat gemou het? Bely gou bietjie voor die Here. Kan jy glo ons het nie water nie? Wat moet ek doen sonder water? Ek onthou vir dit was ons water af. Ek moes van 'n boer af, van Beinsvlei af, water organise om my Jojo te kom volmaak, dat ek hom kan aansit, dat hy kan water deurpomp, en toe vergeet ek dat ek die hoofkraan aangelos het. Toe gee ek vir die hele straat water. Dus almal sê, die krag, die water is weer aan, die water is weer aan. En ek sê, water is nie aan nie, was ek. So het dit ook nou gebeur toe die krag al was, vergeet ek om my myns af te sit. Ek pomp daai straat, almal op WhatsApp. Die krag is aan, ek sê, die krag is af. Ja, ek weet, dit was ek. My vrou het lekker gelag, want almal stuur op die groep, die krag is weer aan. En ek sê, nee, is nie wat gebeur het nie. En ek is so bewus van hoe vinnig ek en jy as gevolg van omstandighede baie keer kan mou. Nie waar nie? En nog steeds, as dit reën, bring water nie net verwoesting nie, maar as dit middelmatig reën, dan groei jou gras weer. Ek kan my gras nat maak met die munisipale water tot vervelings toe. Daar's een kol wat net nie groen word nie.
En ek voel ek betaal, en hy word nie groen nie. Maar laat dit reën. Groen. Ek sê vir my vrou, ek so sleg is amper winter, want kyk hoe mooi lyk ons gras. Nee? Tog bring dit lewe, en dan kom die woord in Johannes 7 vers 37, en sê op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo sal, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Is dit net ek of echo ek? Okay. In die begin, In die begin het God hierdie goddelike wonderwerk, wat eintlik vir my powerful is, verrig, dat hy het die laagste materiaal geneem, die stof van die aarde, en 'n houer gevorm vir die stof. Maak gou so. Ek is 'n houer van stof. Voel so. Jy is die houer van stof. Hy het stof geneem en hy die mens begin maak. Maar dit was geen gewone houer nie, want op hierdie oomblik het hierdie houer gestempel en was geken as sy eie beeld, as sy eie skepping. En ons is nie net ontwerp om te bestaan nie, maar ons is ontwerp om te bevat. Sê gou bevat. So ons is nie geontwerp om te bestaan nie, maar ons is geontwerp om te bevat. Ons doel was om 'n houer vir die heerlikheid van God te wees en om deel te hê aan die krag van die Heilige Gees. Dit was waarvoor ons gemaak is. Dis waarvoor die mens gemaak is. Ons doel was om hierdie heerlikheid en die krag van die Heilige Gees binne ons te hê. En God het jou nooit ontwerp om leeg te wees nie. So ek gee nou vir jou net so 'n bietjie agtergrond, want ek's iewers hier op pad, so jy moet nou net vashou. Want jy sien, hy het my en jou ontwerp om gevul te wees met die lewe wat hy ons gegee het die dag toe hy sy asem in ons ingeblaas het. En ek wil die volgende kom sê, dat wanneer ons terugkom na die water toe en die vergelyking en wat dit verteenwoordig in die woord, word die krag van die Heilige Gees gelykstaande met dit gehou. Dit moet jy onthou die hele tyd nou. Want wanneer God 'n lewe vul, is dit nooit net genoeg nie. Dit is meer as genoeg. Julle moet pas op voor die laam en sê, I'm setting you up for failure. Besef gou waarvoor jy net amen gesê het. Nee, hierdie ding gaan vir my mal maak. My ADHD is. Wanneer God 'n lewe vul, is dit nooit net genoeg nie, dis meer as genoeg. Wag, julle nou lekker vang. So as die Here meer as genoeg is, het Jesus nie net gesê dis 'n druppel nie, dis 'n straaltjie nie, hy het gesê dis strome van lewende water. God het nooit bedoel dat jy geestelik net moet oorleef nie, hy het jou ontwerp om oor te loop. Hallo? Okay. Julle stem so mooi saam. Jy sien, in die oorspronklike staat van volmaaktheid was daar geen krake nie. Hallo? Daar was geen gebrek toe die Here Adam en Eva gemaak het nie. Jy sien, want ek en jy was gemaak vir intimiteit. En ek en jy was gemaak en gebou vir die vloei van God se krag wat reg deur die skrif gesimboliseer word. En ek wil so 'n bietjie agtergrond vir jou gee. Genesis 1 vers 27 begin en hy sê, en God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou, en hy het hulle geskape. Hallo? Staan dit in jou Bybel? In the beginning. Nee? Genesis 2 vers 7. Hy sê, en die Here het die mens geformeer, en in sy, hallo? Geblaas die asem van lewe. So maak gou so. Was jy al uit asem uit? Hoekom? Hoekom raak iemand uit asem uit? Ja, kyk, nie as omdat jy onfiks is en nooit gym nie. Maar as ek al my asem uitblaas en ek hou my asem op, iewers te moet ek, nee? En dan ewe skielik het ek weer lug in my longe.
OK, julle moet al hierdie goed onthou. Ek is besig om julle al die antwoorde op die vraestel te gee wat hierna kom. God het stof geneem, en ek wil hê jy moet besef wat gebeur het. Hy het stof geneem, en hy het dit met sy asem gevul. En nou is dit mens. Jy geweet dat Adam en Eva is geskape sonder sonde? Ook sonder 'n naaltjie, maar dis 'n ander gesprek. Amper gaan ek nou weer links vir dit, maar in elk geval. Ek en jy sonder sonde geskape. En nie ek en jy nie, Adam en Eva. Want ons is in sonde ingebore. Maar hulle was in hierdie perfekte gemeenskap met die Here, perfekte verhouding met die Here, en hulle het die vermoë gehad om die volle heerlikheid van God te dra. Want daar was nie sonde nie. Jesus het die vermoë gehad om die volle heerlikheid van God te dra, want hy het geen sonde geken nie. Hallo? Wat 'n perfekte wêreld sal dit nie wees nie. Om die volle heerlikheid van God te dra. En hoor gou wat sê Genesis 3 vers 8, en dit is vir my baie mooi. Hy sê, en hulle het die stem van die Here gehoor terwyl hy gewandel het in die tuin in die aandwindjie. Nee? Onthou jy daai warm dag, waar die wind net reg waai, met net die regte temperatuur, en jy saam met iemand wat jy liefhet? En ons stap in die straat af, en natuurlik sê ek iets wat haar kwaad maak, maar in 'n geval. Hulle het hierdie perfekte verhouding gehad met die Here, hierdie perfekte prentjie, en as jy gaan kyk in die flieks vandag, is dit altyd die mees gelukkigste deel as iemand agter 'n butterfly aan hardloop in 'n groen weiveld. Het jy al gesien? Dan is hulle so gelukkig. Ek sê gelukkig as ek 'n butterfly jaag, ek's doodmoeg. Hollywood jok. Maar hulle is in hierdie teenwoordigheid van die Here, en hy kom skep hierdie mooi prentjie. Jy geweet dat toe die Here daai menu gemaak het, die original, nie die gekopieerde een nie, nê? Die original blueprint het geen skande gehad nie, geen afstand nie en geen stryd nie. En hier kom hierdie slegte dag. Wie het al 'n slegte dag gehad? Jy weet, een van daai dae, nê? Een van daai dae, as die kat jou sien, dan moeilikheid. Nê? Slaan die deure toe, gooi die koppies, skree op jou vrou, daai dae. Nie dat dit gebeur in my huis nie. Ek gooi koppies van nature, dis maar net 'n ruk wat ek het. En dan kom 'n slegte dag in die tuin van Eden. Want sonde het die wêreld binne gekom. En ewe skielik is hierdie perfekte verhouding skade gekry. En ek wil jou vanmôre hê jy moet voorstel, ek het dit gesoek, maar hierdie kerk's nou so reg gepak, dankie tannie Erna. Ek weet nie meer waar's al die ou goed wat ons wil weggooi nie. Weggooi, dit is weggegooi. Ja. So, ek gaan hierdie as 'n voorbeeld gebruik. So, as ek hierdie, hallo? As ek hierdie salfoliehouertjie sal vat, en ons sal nou maar sê hierdie is 'n kruik, en hy het 'n klein lekplekkie hier onder gehad, dit gaan dit nogal uitloop, nê? Nou as jy gewonder het hoe lyk salfolie op die mat, hier is 'n kol wat nou nog nie uitkom nie. Na 3 jaar. So as ek hierdie perfekte vorm vat, en daar kom hierdie kleinste gaatjie, en hy loop, maak nie saak hoe vinnig hy uitloop nie, maar hy loop uit. Na 'n rukkie, kan ek die ding maar weggooi. My ouma het so 'n potjie gehad, so 'n melkkannetjie. En op die plaas het hulle gegaan, en hy het op 'n stadium gelek as hulle gaan melk haal het. En toe sê my ouma vir die man, luister jy moet die ding nou fix, want die melk bly lek. En toe die volgende dag lek hy nie meer nie, en sy vra toe vir hom, wat het jy gedoen? Hy sê, nee, ek het sommer my chappie gevat en hom onderin gedruk. En dis hoekom my ouma net boksmelk drink. Sy het toe nooit weer iets anders gedrink nie. Maar daar was 'n lekplek, en dit moet gefiks word. Want toe hierdie sonde die wêreld inkom, toe word daar 'n lekplek gemaak. Ewe skielik besef hulle, ons is nie in hierdie perfekte wêreld nie, ewe skielik kry hulle skaam. Onthou julle, ek het nou nog sê, was geen skande nie. Nou ewe skielik is ons skaam, en hulle kry, ek het jou lief.
en hulle trek dit aan. Ken julle daai grapie? Adam en Eva het in die tuin staan toe sê hy vir haar, ek het jou lief. Dis dit net die blaar. Ek's jammer. En hier's 'n lekplek in hierdie perfekte vorm. En ek wil vandag vir julle die vraag vra. En dis wat ek wou doen, ek wou vir julle 'n glas ding hier neergooi. Maar toe besluit ek nee. Sonde het gekom in die plek wat iets perfek was. En hy het dit net daai laaste stukkie van die tafel afgegooi. Die vyand. Hierdie perfekte prentjie lê in stukke. En ewe skielik kan dit nie meer doen waarvoor dit gemaak is nie. Hallo? Ewe skielik kan dit nie meer gebruik word waarvoor dit gemaak word. Ewe skielik kan Adam en Eva nie meer in hierdie heerlikheid en in hierdie verhouding en met hierdie nagwentjie saam met die Here deur die tuin wandel nie, want iets het gekom op 'n slegte dag. En dit alles kom vernietig. Hoeveel slegte dae het ek en jy al gehad wat soveel skade aangerig het? Wat verhoudinge vernietig het? Wat gekom het en kom seermaak het met woorde en met dade en met dinge? En jy sien, ons probeer ons lewens vul met sukses, met verhoudings, met plesier. Maar as gevolg van krake en dinge deur sonde, vind ons dat ons vreugde en ons vrede en ons sin van die Heilige Gees se teenwoordigheid uitlek. Ek weet van mense wat een keer ervaring met die Heilige Gees gehad het in die kerk en gevoel het dis genoeg en nooit weer teruggekom het nie. En ek wil vandag vir jou sê, daardie lewe sonder daardie teenwoordigheid lek. Dis hoekom so belangrik is om by mekaar te kom en in die teenwoordigheid van die Here te kom, om saam met die gelowiges hierdie uit te sorteer. Jy kan maar sê wat jy wil, maar omdat ek en jy nie uit daardie perfekte plek uitkom, uit die tuin van Eden uitkom nie, maar in 'n wêreld van sonde ingebore is, word ons gebore met 'n gekraakte kruik. Word ons gebore met hierdie verwagting van sonde. En ek wil vandag vir jou sê, as ek en jy nie gereeld in die teenwoordigheid van die Here kom nie, wil ek vandag vir jou sê, gaan ons nooit heel word nie. Daar gaan nooit 'n plek kom waar dit gereg gaan maak kan word nie. Ek weet van mense wat vir 40, 50 jaar met seer in hulle lewens rondloop, want hulle is nie bereid vir die Heilige Gees se teenwoordigheid om te kom verander nie. Nou die dag, en as ek 'n voorbeeld mag gebruik, die van julle wat nie weet nie, gaan nou uitvind, maar ek het nooit my pa geken in my hele lewe nie. Nooit. Ek het hom ontmoet op sy begrafnisblaadjie vir die heel eerste keer. En ek gaan na 'n vreemdeling se begrafnis toe en almal maak hierdie scene hieroor. En almal het hierdie storie hieroor. En as ek tydjie tussen my vriende 'n grappie maak oor I never knew my father, dan is dit soos En ek wil vandag vir jou sê, ek het gebore geword met hierdie stuk in 'n kruik, met hierdie gaatjie, met hierdie leemte, né? En ergens langs die pad het ek besluit dat dit kan nie meer 'n kruk wees nie. Ergens langs die pad het ek besluit dat ek moet oor hierdie kom, want my Vader is hy wat in die hemel is. Want hy is die perfekte voorbeeld van 'n vader. Hy is die een wat my kan leer. Hy is die een wat my kan wys. Want ewe skielik as ek en jy nie meer staat maak op die kruk van ons lewe nie, op dit wat ons voel, kry my tog net jammer. Dis maar net so. En ek wil af van sy my ma slaat in 'n geval so hard soos 'n man. Maar so ja, sy vat my mat. Hy tannie sy klats gly, papi. Jy weet as wanneer jy so mik en dan druk sy. Sit. Gaan dit verby. Jammer maar as jy hierna kyk, almal weet nou jy het my met die vuis al geslaan. Maar sy het regtig, ek het op haar geskree en toe ek het dit verdien. En ek kom op hierdie plek wat ek besef dat ek en jy dra baie keer hierdie seer saam, want almal moet tog net sien hoe lyk my wonde. Want as ek nie wonde het nie, as ek nie my krake die hele tyd wys nie en ek myself nie kan jammer kry nie, dan wat het ek tog oor om met jou te deel en te vertel? Nou is jy almal dood stil. Nee? Ons almal het daai iets wat ons saamdra. Maar ons kies nooit om van dit ontslae te raak nie, want weet jy hoekom ons laat nie toe dat die Heilige Gees inkom en dit kom heel maak nie. Hoor gou wat sê Romeine. Hy sê daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Want iets het gebreek. Nie net die verhouding nie, maar die kapasiteit. Ek sien hierdie week 'n video
En dit het my so aangeraak. En ek het dit deel gemaak van hierdie preek vandag. Nou, hierdie is 'n gewone pyperkap wat ek by die Baptiste kerk gevat het. Want hulle het oorvloedig. Ek was gister daar om die klere uit te sorteer, en toe sê ek soos, jy gaan werk? Toe vat ek 3. Sorry Petrie. En hierdie koppie is nogal redelik alright. Lyk my dis budget, want jy mag dit soveel, maar ek besef iets van hierdie koppie. Hierdie koppie kan sy volle doel bereik as hy heel is. So stel nou net voor, hy is nie. Dalk nog een sonde. Gaan gooi vir my koffie in asseblief en bring dit vir my. Moet seker nie mors nie. Ai tog. As ek hierdie koppie byvoorbeeld vat. En stel jou voor, hierdie verteenwoordig jou lewe. En ek sê vir jou, gaan gooi vir my water hierin. Dit was gouer as wat ek gedink het. Maar hierdie koppie het nie die vermoë as gevolg van my storie, my verlede, my seer, wat ek nog nie hanteer het nie, het hy nie die vermoë nie. Nou kom ons by Jesus, en hy, ek weet nie waar kom hy peppermint vandaan nie, maar hy is daar binne. En hy kom maak dit heel. So ek is weer so. Maar ewe skielik gebeur die lewe en ergens kry ietsie nog hou vas op my. En ek kom Sondag kerk toe. En ek het beheer oor my sondetjie. Ek is fyn oor my sondetjie. En ewe skielik gebeur al iets met die werk, ek soos, ja, ek sê fyn. Ek het vanoggend vir die Here vergifnis gevra. Nou die Here my kom vergewe, so die gaatjie is toegemaak. Hy lek mos nou nie. Nie waar nie? Nou gaan dit goed en niks ontstel my deur die week nie. Vrydag kom, Saterdag kom, Sondag kom ek kerk toe en ek het Sondag nou net weer iets ontvang. So, ek's weer 'n bietjie voller. Nie waar nie? Nee? En ewe skielik het ek 'n rowwe Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag hier is en nou gaan dit nogal sleg en ek weet nie wat om te doen nie en ek kry nie beheer oor hierdie nie en ek kom nie tyd by die Here uit wanneer ek kry nie kans om woord te spandeer nie, ek kry nie kans om na iemand toe te gaan en te gaan kuier nie en ewe skielik besef ek dat iets is besig om te gebeur en oral waar ek kom is ek besig om aan te jaag want almal om my beleef wat in my lewe aangaan en die hele plek word nat en ek kan nie verstaan hoekom die mense om my so negatief is nie want ek is besig om oral die negativiteit na hulle toe te bring tot ek weer Sondag kerk toe gaan en die Here die gaatjie volmaak. Great. En dan ewe skielik besluit ek raak net 'n bietjie moeg, so kom ons gaan eerder net aan. Kom ons gaan net aan met dit wat die Here gesê het. Kom ons kom op 'n plek wat ek voel, Here, ek kan net elke keer terughardloop emmertjie toe dat U net geweer 'n gaatjie. So Woensdag het ek weer tyd met die Here en dan maak ek die gaatjie toe. Hallo? Klink hierdie so 'n bietjie bekend? Nou is dit chaos in my lewe en ewe skielik het ek vir my kos gebid en vir die Here gevra om my te help. Want dit is al wat ek bid. Nee? Nou skiep ek so 'n paar Sondae want dit lyk of dit gaan reën en die pad is nat en ek wil nie my kar vuil nie en dit vat nog 'n week en dan kom ek weer terug kerk toe. Hoor gou wat sê Jeremia 2 vers 13. My volk het 2 bose dade begaan. My het hulle verlaat, die fontein van lewende water, om vir hulle reënbakke uit te kap, gebarste reënbakke wat geen water hou nie. Tegenweer, dit maak nie saak hoeveel keer ek hierdie een vol maak nie, hy sal aanhou lek, want nou is alles papnat hier by my. Hy sal aanhou lek. Hy sal aanhou lek, want ek maak hom nie reg met wat reg is nie. Ek wil net heeltyd maar ek wil nie tyd spandeer om eers bietjie te sê, Here, wat is fout? Hoekom beleef ek hierdie? Hoekom voel dit of my bediening en my roeping en my gebed en dit wat ek hiervoor vertrou en my belofte net nêrens kom nie?
Want ergens is daar 'n klein lek plekkie. Ergens is daar iets wat drup. Jy sien, sukses bevredig nie. Geld bevredig nie. Verhoudings bevredig nie. Want die probleem is nie wat jy ingooi nie. Die probleem is dat iets is stikkend. Iets kort. Jy sien, sonde het nie net ons van God geskei nie. Dit het ons vermoë om sy teenwoordigheid te bevat, kom keer. Hallo? Dit het kom keer dat sy teenwoordigheid hier binne-in kan kom. Dit het dit kom beskadig. En omdat ons nie ons eie krage kon regmaak nie, omdat ons nie self hierdie kon gefiks kry nie, toe stuur God, Jesus. En Jesus kom en hy kom oorwin die dood en die sonde en hy kom sê van hier af hoef ons nie meer te vrees nie, want sy bloed is vir my en jou genoeg. Hy was die presiese beeld, die volmaakte, ongeskonde teenwoordigheid van God. En hy kom vul hierdie gaatjie, waar ek en jy gelek het, die dag toe ek my hart vir hom gee. Maar ewe skielik kom die lewe weer in. En hoor gou wat sê Romeine 3:23, want almal wat gesondig het, hoor gou, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Ek en jy probeer deur godsdienst, deur prestasies, deur dit wat ek is en die wie wat ek is, probeer ek en jy hierdie probleem oplos. Ek wil vandag vir jou kom sê, die grootste probleem is nie wat ons ingooi hier nie. Die grootste probleem is, wat is die toestand van die houer, wat veronderstel is om hierdie vas te hou. Wat is die toestand van die teenwoordigende houer van God? Wat is die toestand van hierdie, waarmee ek en jy heeldag rondloop? Jy sien, en dan woon ons gou 'n Bybelstudie by, en ek dip net gou myself hier in, en dan voel ek moet weer gedoop word, en ek moet weer allerlei dinge doen. Dat is ook weer fyn. Maar ek het nou hierdie gekry waar, hier of by die bron? Het ek by die mensdom geskep, of by die bron? Jy sien, want die bron het oorvloed. Hierdie bak is nou, hierdie bekertjie is nou al 3 keer vol gemaak, en nog steeds kry ek nie hierdie bekertjie vol geskep uit hierdie uit nie. Want jy sien, die wêreld kan nie vir my en jou gee, dit wat die Vader kan nie. Ek en jy kan nie 'n geestelike lek regmaak met natuurlike pogings nie. En hier kom ek by die belangrikste deel. Jesus kom wat die volmaakte beeld is. Kolossense 1:15, hy is die beeld van die onsigbare God, die eerstgeborene van die hele skepping. Jesus het gekom as 'n voorbeeld. Hy het gekom as 'n ongebreekte houer, wat vir my en jou vernietig is, wat vir my en jou doodgemaak is, wat vir my en jou in die kruis gesterf het, en na die 3de dag weer opgestaan het. En stel jouself net gou voor, wat het gebeur met hierdie sondige wêreld, die oomblik toe Jesus in dit inkom. Jy sien, Jesus die volmaakte beeld stap in. Jesus die een wat die vlekkelose lam is, die een sonder sonde, stap in. En hy kom sê nie net vir jou, ek sien jou probleem nie. Hy kom sê vir jou, ek kom sien al jou probleme. Maar moet dit nie met die wêreld kom vul nie, want die wêreld gaan nog steeds lek. Maar kom vul dit met my. Die volmaakte, die een sonder sonde, die een wat kom sê, die prys is reeds betaal. Hierdie Jesus kom sê, ek kom bedek jou met myself. Stel jouself voor as hierdie gebreekte koppie, en Jesus wat kom en sê, dis die waarde van wat ek bring. Dis die waarde van wie ek is. Want jy sien, nou hoef jy nie meer net vol te maak, omdat jy belang as jy lek nie, want nou kan jy volkom tot op die plek, wat ek kan sê, Here, ek lek nie meer nie. Want hy het hom, 2 Korintiërs 5:21, hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde gemaak, sodat ek en jy hierdie kan beleef. Sodat ek en jy kan vry wees.
God het jou nie van binne af kom regmaak nie. Hy het jou met Christus kom bedek. Hallo, hy het jou nie net kom regmaak van binne af nie, hy het jou met Christus kom bedek. Ek en jy het hierdie geneigtheid om te sê, Jesus staan langs my. Ek wil vandag vir jou sê, Jesus is nie langs jou nie, hy is in jou. Deur die krag van die Heilige Gees. Jy sien, wanneer hierdie stukken uitkom, is daar geen meer gate deur hom wat my en jou die krag gee nie. Hy sien nie meer hierdie nie. Hy sien dit. Vir die wêreld lyk ek en jy so, maar in Christus lyk ons so. Daarom kan ek en jy nou in die tempel, in die teenwoordigheid van die Here instap met vrymoedigheid, omdat hy jou nie sien soos die wêreld jou sien nie. Hy sien jou reeds volmaak, toegemaak met die bloed van Jesus. Hy sien jou so. So kan ek en jy ophou na die Vader toe gaan, na die huis van die Here toe gaan, na die plek toe van aanbidding, en ons moet so voor die Here staan. Kan ek en jy ophou so lekkende, stadige koppie wees vir die Here? Kan ek en jy instap met die autoriteit wat hy ons gegee het, met die krag wat hy ons gegee het, met wie hy is, want soos ek en jy dit sien hy dit. Sê hy, jy kan vir genesing bid terwyl jy my vertrou vir genesing. Jy kan bid vir voorsiening terwyl jy my vertrou vir voorsiening. Jy kan bid vir my om in jou lewe tasbaar te wees, al is jy vol sonde. Hoekom? Want hy sien jou so. Bedek met die bloed van sy seun. Kan ek en jy op na die troon van genade toe kom en bang wees? Hy sien jou so. Daar hang 'n moordenaar langs hom aan die kruis. 'n Moordenaar. Hy het nie Sondagskool bygewoon nie. Hy was nie in die sinagoges nie. Hy het nie hom gevolg deur die doopwater nie. Hy het nie elke Sondag geluister na Kaalkop Vetty wat hom weer in die hemel kry nie. O, nou werk jy wat. Jesus sien hom. En hy lyk so. En hy sê vir hom, dink aan my. Dink aan my. Genade is nie dat God sonde ignoreer nie. Dis dat ons heeltemal bedek is deur Jesus Christus. Wat aan die regterhand van God sit, wat intree vir my en jou, al lyk ons so. Wat kom verklaar, wie is Jesus? Genade is nie dat God jou gemaak het om oukei te wees nie. Genade is dat God Jesus binne in jou geplaas het. Om te kan verklaar wie hy is. Ek en jy bly nie vol deur harde te probeer nie. Om meer te doen nie. Ek en jy bly vol wanneer ons in hom is. En weet wie hy in jou is. Daai was 'n goeie plek om amen te sê. Goeie genade. Want hoor gou wat sê 2 Korintiërs 5 vers 6. Sê daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. En weet jy wat's lekker? Hy sê in Johannes 15 vers 4, bly in my en ek in julle, net soos die bloot geen vrugte kan dra van homself as dit nie deur die wynstok bly nie. Nou, so is julle ook nie as julle in my bly nie. Ek wil vandag vir jou sê dat ek is moeg en het moeg geword vir hierdie wêreld om so rond te loop. Jy sien, want hoe meer die wêreld kom vat,
hoe meer word ek en jy so. En dan dink ons myself, kom ons sit hom net hier in die ander stukkende deel wat die wêreld is. So ek lek nie so vinnig nie. So ek sien nie dadelik die reperkusies nie. Maar die wêreld en my werk en my geld en my sielkundige en my lewe en my drank en my gewoontes en my verslawings maak net die lek minder. Maar dit verander dit nie. Totdat ek by Jesus kom en ek sê, Here, ek het al hierdie sonde. Ek is gebroken. Ek gaan dit mis. Ek is nie reg vir die volle teenwoordigheid van U nie. Sê hy nog steeds, jy is myne. Want almal het kort geval van die glorie van God. Hoor gou hierdie en ek wil begin afsluit. Kan ek en jy ophou die lek in ons lewens volmaak met ons eie pogings? Kan ek hierdie gevaarlike stelling maak, is jy okay? Kan jy ophou jou lekplek probeer vul met die pastoor? Met die beraader tannie? Met die sterk gebedsvrou man in die kerk? Met my vriendinne? Met my vriende? Kan ek en jy ophou die lekplek probeer vul met hulle wat jy voel reg lewe? Hulle wat jy voel moet reg wees? Want ek wil vandag vir jou sê, as jy na my toe kom, gaan ek jou lekplek fix met 'n chappie. Ek joke net. Maar ek as Bucks, ek as mens, ek as enige iemand in die wêreld, die grootste prediker wat ook al vir jou belangrik is, kan net soveel doen. Jy moet self aanvaar, Here, ek maak myself toe met U. En as jy dit gedoen het, kan ek met jou werk. Want dan is jy bereidwillig. Dan kan ons die Heilige Gees vertrou om jou te wys, te leer, waantoe om te gaan. Ek en jy is volmaak geskape. Ons is gebreek deur Christus, deur sonde, en ons is bedek deur Christus. Jy sien die oomblik wat ek hier kom en ek word bedek met Christus, dan wil ek hierdie stelling vanmôre kom maak. Jy bevat nie net die teenwoordigheid nie. Jy bevat nie net sy waarheid nie. Maar jy laat dit nou vry. Wat beteken dit? Ek kan oorloop. En ek kan bietjie mors op hulle rondom my. Hoekom? Want ek lek nie meer nie. Hierdie is oorvloed wat hier deurloop. Want jy sien, die eerste ek en die tweede probeerslag ek is nou met Jesus gevul. En wat gebeur wanneer dit een word? Ek loop oor. Jy sien, want nou as die wêreld kom vat, of my sonde kom vat, amper mors ek alles, is dit okay. Want dit wat nou inkom, kan maar oorloop, want die ou het verbygegaan, en ek het nuut geword, en Christus dra niks van my sonde nie, want hy lek nie. Hy bly volmaak. En dis hoe hy my sien. Dis hoe hy my sien. En ek wil vir jou van hierdie vraag vandag vra. Ek en jy kan nie meer wees soos wat ons dink ons behoort te wees nie. Want hy sien jou heel. Hy sien jou sonder jou sonde. Ek wil vandag vir jou sê, die feit dat ek hier kan praat oor sy teenwoordigheid, oor sy woord, en die woord kan preek, beteken nie dat ek hier die ingekleurde lewe het nie. Ek het inteendeel 'n buitelyne ingekleurde lewe. Want ons almal val kort van die glorie van God. Ons almal gaan dit mis, maar wanneer ek in sy teenwoordigheid inkom, wanneer ek sy woord lees, bid, glo en daarop staan, dan sien hy my soos Jesus my sien. Volmaak.
Ek is nie meer 'n gebarste bakkie nie. Ek is bedek met Christus. Ek kan die teenwoordigheid nou van God binne my hou. Want uit my binneste kan stroom lewende water. Nou wil ek vandag kom vra. Is jy dalk vanoggend moeg om te lek? Is jy dalk vanoggend moeg vir omstandighede wat jy nie kon verander het, wat kom gate in jou lewe indruk? Goed wat voor jou lewe en voor jou afgespeel het as gevolg van hierdie wêreld, as gevolg van jou lewe, as gevolg van jou geskiedenis, as gevolg van wat ook al dit mag wees. Is jy op 'n plek wat jy nie eintlik beplan het nie en ander het begin maak dat jy lek? Is jy moeg daarvoor om oor en oor te hardloop na die bron toe en weer leeg te word, en te hardloop na die bron toe en weer leeg te word, en te hardloop na die bron toe en weer leeg te word? Sê ek en jy moeg om die heeltyd oor en oor leeg te wees? Wil ek vandag vir jou kom sê, dis tyd dat ons bietjie by Jesus uitkom en besef hoe hy ons sien. Besef dat vandag kan hy my kom bedek deur sy genade. Ek kan gevul word deur die Heilige Gees. So kan ek jou vanmôre vra. Maak nie saak hoe jy lyk nie. Maak nie saak wat jou saak lyk jou sonde soos hierdie. Dalk lek jy so vinnig dat daar nie tyd is vir jou om weer vol te kom. Dalk is dit 'n geleidelike lek. Van die goedjies wat ek entertain. En die goed wat ek voel ek nog nie oorwinning oor het nie. Die goed wat my juffrou in graad 2 gesê het, wat my nou nog my identiteit is. Nee? Ek kon net vir julle sê, toe ek in graad 1 was, het ek gehakkel en gebrei gelyk. En ek het gehakkel op die r. Die interessant is, dit. Ja, prys die Here. Sy het gesê, jy sal nooit voor mense kan praat nie. Maak nie saak hoe dit lyk nie. Maak nie saak wie wat oor jou gesê nie. Kan ek en jy op 'n plek kom wat ons sê, Here, kom bedek my. Here, kom vanoggend en kom vat dit wat ek voel en kom sit dit eenkant en kom vul dit met wie U is. So ek wil jou vanoggend uitvra, gaan nie dit uitgerek dit maak. As jy vanoggend kom sê, Here, ek is moeg om te lek. Here, ek is moeg om die hele tyd van bron na bron toe te hardloop. Ek het nodig dat ek besef hoe U my sien. Wil ek jou vra om gou op te staan. Kom, ek weet is van julle, nou wag julle vir die eerste een. Staan op. Staan op. Ek is vanoggend moeg om heeltyd iets te hê wat ek voel die heeltyd uit my uitgaan. Ek is moeg om die heeltyd te gee. Wag nog vir 'n paar van julle. Ek gaan wag tot die Heilige Gees sê ons is klaar. So staan op. Dalk staan jy vanoggend hier en jy kom sê, Here, ek is vanmôre hier want ek is net leeg. Ek's net leeg, Here. En ek het nodig dat U my weer kom vul. En dis dalk nie my sonde nie. Dis dalk nie wat ek verkeerd gedoen het nie. Dalk is dit my werksomstandighede, dalk is dit mense, dalk is my familie, dalk is dit my kinders. Maar Here, ek is net leeg en ek het nodig dat U my weer vul. Staan op. Vader, vanoggend is my gebed eenvoudig, Here. Vader, mag die volheid van wie Jesus is, ons identiteit raak, wanneer ons in die teenwoordigheid instap. Sodat ons vir hulle wat krippel is, wat lam is, kan sê, staan op, vat jou bed, loop. As gevolg van hom wat in my is. As gevolg van hom wat aan die regterhand van die Vader sit, wat sê, ek tree vir jou in. Vader, is weer tyd dat ons wen. Dis weer tyd dat ons voel ons kom voor. Ek kom bid, Here, mag U ons identiteit kom herstel.
wanneer ons in die teenwoordigheid instap, dat ons dit met vrymoedigheid kan doen. Here, ek kom bid, Vader, vir heelheid. Vanoggend kom bid ek, Here, dat ons moeg is vir die oue wat die wêreld slaan. En dalk is ons moeg gegee, dalk is ons moeg vertrou, dalk is ons moeg, Here, om heeltyd geloof te moet hê en te vertrou dat U gaan deurkom en kan heeltyd verklaar en sê dat alles sal ten goeie meewerk vir die wat die Here liefhet. Ons is moeg om Jesaja 63:6 te herhaal, om U te herinner aan die beloftes, want ons sien dit net nie gebeur nie. Kom bid ek vanmôre, Here, vir nuwe krag, nuwe geloof, nuwe gebede, nuwe woorde, om nog steeds te staan op die belofte dat Hy, wat Hy goeie werk in jou begin het, sal dit klaarmaak. Vanmôre kom bid ek, Here, vir elke lekplek. Vanmôre kom bid ek vir dit wat die teenwoordigheid uit ons uitdrein. Dit wat dit kom klaarmaak. Kom bid ek vanmôre, Here, mag U ons kom ontvou en kom bedek met Jesus. As jy vanoggend naby iemand sit wat staan, sit gou jou hand op hulle. Sit gou jou hand op hulle. Maak seker daar's iemand by elkeen. Kom, hier's nog mense hier. Daar agter is nog 'n dame. Kan ons vir haar kom en Charlie daar agter. Daar asseblief. Yes, Jesus. Daar agter by Charlie, asseblief die hart. Yes, Jesus. Dankie Henry. Yes, Jesus. Vader, vanmôre kom bid ek vir harte wat moeg is. Vir harte wat moeg is. Want ek weet nie meer hoe om almal en alles om my te dra en positief te hou nie. Kom bid vanmôre, Here, vir die feit dat daar nie eens meer 'n lekplek is nie. Die gat sal so groot, dit val net reg deur. Vanmôre kom bid ek, Here, vir elkeen wat moeg is. Vir elkeen wat voel ek moet die heeltyd dra. Vir elkeen wat voel ons moet die heeltyd net daar wees, want dis wat van ons verwag word. Kom bid ek, Here, maar you fill them now. Hulle wat moeg is, Here, gee hulle honger en 'n dors vir U woord, that you will renew their strength. Vir hulle wat moeg is, dat die houe net aanhou kom en ons elke keer iets. Kom bid ek nou, Vader, deur die krag van die naam van Jesus. Stop. Vir hulle wat reeds lê, wat lam is. Bid ek vanmôre, Lord, staan op, vat jou bed en loop. You will not stay here. You will not die here. Staan op, vat jou bed en loop. In Jesus naam. En Vader, mag ons vanmôre deur die liefde van U ons krag kry, ons deurbraak kry en ook ons antwoord kry. In Jesus naam. Dankie Heilige Gees dat U nou vul, dat U nou volmaak, dat U nou kom verander. Here, dat U nou kom en kom lewe spreek oor dit wat dood is. Kom genesing spreek oor dit wat daar nie antwoorde voor is nie. Dat U kom heel maak oor dit wat gebroken is. Here, ek kom bid vir huwelike. Lord, reunite the spark. Mag ons mekaar vind. Ek kom bid, Here,
vir die verwagting van liefde. En die honger na omgee en iemand wat my sien. Iemand wat my hart sal beskerm. Ek kom bid vir dit ook, Here. Here, dan kom bid ek vir alleenheid. Kom bid, Here, dat U daai sal kom vul. Want al is daar mense om my, voel ek alleen. Kom bid ek, Here, dat we are not alone. Dat U ons sal kom vul. Ek kom bid vir deurbraak. Ek kom bid, Here, dat U vanmôre sal kom harte aanraak. En sal kom vul met U Gees. In Jesus naam. Want daar is niks wat ons meer kort as die inwerking en die deurwerking van die Heilige Gees en die krag wat saam met dit gaan nie. Kom U met die liefde en die vrede in Jesus naam. In Jesus naam. Dankie, Here. Yes, Lord Jesus. Yes, Jesus. Dankie, Jesus. Jy moet gou so 'n bietjie diep inasemhaal en dit stadig uitblaas.